Okay, ons is in 'n baie spesiale tyd van die jaar. Dis die naweek voor Paasnaweek. Jy het nog gehoor ons Paasfeesdienste, die sonsopkomsdiens saam met ander gemeentes daar in Byview by daai parkeerarea daar by die see. Baie spesiale tyd en ons as 'n Doxer Tuinroete familie, ons tema hierdie jaar vir ons Paasseisoentyd is lewe. God is 'n God van lewe. Vriende, God is nie, hy lewe nie net nie, hy is lewegewend. Dis hoe lewende God is. Hy skep lewe. En baie keer as mense aan Paasnaweek dink hulle aan Jesus se dood en ons gaan diep dink, ons gaan groot prys. Maar selfs in Jesus se dood gaan dit oor lewe. Hy het sy lewe vir ons gegee. Daar's twee baie significant, baie opvallende en baie interessante verskille tussen die godsdienste in die antieke wêreld en die tempel wat God gegee het. Die godsdienste in die antieke wêreld, al die tempels daar, hulle het 'n standbeeld gehad van die God wat in daai tempel woon. Is 'n standbeeld, is 'n beeld wat staan. Ek kan niks anders doen nie. Is 'n dooie beeld. En in die tempel wat God gegee het, was daar nooit 'n beeld van die God nie. Hoekom nie? Want God het sy eie beeld geskep. Onthou julle reg aan die begin van die storie. God gesê, kom laat ons mense maak, Genesis 1, na ons beeld. God is so lewendig, laat self sy beeld. En dan 'n baie ander treffende ding, jy weet dat oor en oor in die Nuwe Testament, en dis hoe ons sing ook, word Jesus se dood as sy offer beskryf, né? Daar's 'n groot verskil tussen die offers in die tempels van ander godsdienste en die tempel wat God gegee het. In die tempels van ander godsdienste is die offers op die altaar in die tempel geslag en doodgemaak. Dis asof daai gode gelyk het dat goed doodgemaak moet word. Maar in die tempel wat God gegee het, mag dood nie in God se teenwoordigheid ingekom het. Die diere is buite geslag. Net die bloed het ingekom in die Here se teenwoordigheid. Hoekom? Want God het gesê, die lewe van die liggaam is in die bloed. God is so lewendig, laat selfs die priesters, selfs die voorwerpe, die kandelare, alles moes met lewe bedek word. Is gesprinkel met bloed. Want dood kan nie in God se teenwoordigheid bestaan nie. Want God is lewe. En dis ons gebed vir hierdie seisoentyd, dat mense sal ontdek, dat ek en jy nog meer sal ontdek, dat toe Jesus sy lewe kom gee en uit die dood uit opstaan, toe is dit die God wat lewe geskep het, wat iets baie groot kom doen het in Jesus. En dit is dan ons tema hierdie seisoentyd, lewe. So om die tema af te skop, wil ek sommer net begin en vra, hoe dink mense oor die algemeen oor lewe? Dit lyk vir my ons het sulke trappe van vergelyking. Jy dood en dan het jy lewe en dan, jy weet hoe praat ons, dan het jy die lewe. Né? The good life. Né? Dis nou die lewe. Is dit nie hoe ons praat nie? So jy het lewe waar mense net oorleef, maar dan het jy die beter lewe. 'n hele magtige advertensiewese is gebou op dit. Dat die mense begeerte het na 'n beter lewe. Kyk hoe gelukkig is die ou, hy het die kar gekoop. Ja? Kyk hoe breed glimlag hy en sy familie is almal gelukkig. Ja, ek moet ook daai kar koop. Dan gaan ek 'n beter lewe hê. Né, dis hoe hulle al hierdie plekkies bemark ook, né? Hierdie amper sê ek oorde. Hierdie villages, hierdie lifestyle villages, né? The quality lifestyle. Koop 'n plekkie vir jou hier. En as jy 70 is, gaan jy nog lyk of jy 40 is. Hè? Dis nou die lewe.
'n hele advertensie, kom mense, julle weet. 'n hele advertensiewese is gebou op dit dat mense soek na 'n beter lewe. Nou ek wil nou vanoggend vir jou vra. Sê nou daar het iets so groot gebeur. So groot. Dat as dit by lewe kom, is die kategorieë nie meer net dood, lewe, beter lewe nie. Dat iets so groot gebeur dat dit alles as dit kom by lewe kom herdefinieer het. Dis nou moeilik om aan te dink. Maar kom ek vat 'n voorbeeld. Kan jy gou-gou dink donkiejare terug? Toe mense nog donkiekarre gery het. Perdekarre. Né? Kan jy gou dink, ons is nou daar. OK? So hier staan 'n klomp perdekarre hier buite in die park. Dis die beter lewe, né? Ons sê vir mekaar, "Joe, ons oumas en oupas het gesukkel, hulle moes stap. Ons het 'n perdekar. Ons kan ry, ons kan goed inlaai, lekker." Sê nou iemand, jy lewe nou in daai wêreld. Is dit reg? OK? So sê nou iemand kom nou na ons toe en sê, "Luister, daar gaan iets gebeur wat alles gaan kom verander. Dit gaan nuwe definisie gee aan alles, wel eintlik aan baie goed in die lewe, maar veral alles as dit kom by vervoer. Perdekrag. Gaan nie meer wees hoeveel perde is voor jou wa nie. Dit gaan 'n eenheid wees waarin die krag van 'n masjien gemeet word. Mense, jy weet wat gaan ons doen, né? Ons gaan dink hierdie oues van sy kop af. Ek besef ek vra jou om te dink op 'n Sondag en jou verbeelding te gebruik, maar ek wil jou uitnooi om te hoor vanoggend dat daar iets so groot gebeur het wat nuwe betekenis aan lewe kom gee het. Daar's 'n ander kategorie van lewe nou. 'n Ander kategorie wat sê alles in die lewe het nou 'n nuwe definisie. So kan jy daai dink naby hou. 'n Nuwe kategorie van lewe. Is nie net 'n beter lewe nie. As Jesus sê ek het gekom dat julle lewe in oorvloed kan hê, is dit nie net 'n beter lewe nie. Dis 'n ander tipe lewe. Kan jy hom naby hou, dan lees ons 'n baie belangrike skrifgedeelte vir ons as 'n familie hierdie jaar. Ons gaan baie uit Korintiërs se briewe uitkuier en baie uit hierdie verse, 2 Korintiërs 4 van vers 5 tot 7. Ons begin by vers 5. Ons verkondig immers nie onsself nie, maar Jesus Christus as Here en onsself as julle diensknegte ter wille van Jesus. Kom ons pause net gou-gou hierso. Ek het vir jou die Griekse verklarende woordeboek daar in Engels. Verkondig beteken to proclaim after the manner of a herald, 'n koninklike boodskapper. Always with a suggestion of formality, gravity and an authority. So as Paulus sê, ons verkondig nie onsself nie, ons is boodskappers met 'n koninklike aankondiging. Wat is hierdie koninklike aankondiging? Nie ons nie. Jesus Christus as Here. Vriende, kan ek jou uitnooi om die eerste preek oor Jesus te gaan lees. Dis in jou Bybel. Handelinge 2. Jy kan gaan lees in die eerste preek oor Jesus. Die eerste betekenis, daar's meer betekenis. Die eerste betekenis van Jesus se opstanding uit die dood was dat hy is die Christus. Hy is die Here. Wat is die woordjie Here? Dit was die keiser se titel. Caesar is Lord. Nou kom Paulus en sê nee, Jesus is die Here. Daar's 'n ander heerskappy wat gekom het, 'n ander koning. Dis wat die woordjie Christus beteken. Gesalfde koning. Paulus se aankondiging is, daar's 'n ander koning. Hoe weet ons dit? Petrus se eerste preek oor Jesus is, wel die empire van hierdie wêreld, die magtigste empire tot vandag toe,
wat die geskiedenis van die mensdom nog gesien het, tot vandag. Die Romeinse Ryk het saamgekom met die mees toegewyde godsdiens op daai stadium, die Jode. En toe daai twee saamkom, toe maak hulle Jesus dood as 'n wannabe koning, né? Sit 'n doringkroon op sy kop, persmantel. Bo waar hy gekruisig is, hier hang die koning van die Jode. Is 'n spottery. Maar toe hulle hom kruisig en spot en sê jy dink jy's die koning, want die hele tyd was dit die vraag. Oral waar Jesus geloop het, is hy die Christus? Is hy die Christus? In die hofsaake, is jy die Christus? Dit was die vraag oor Jesus. Is hy die koning? Nou spot hulle hom en hulle maak hom dood. Die magtigste empire, die mees toegewyde godsdiens, smelt saam by die kruis. En toe die empires van hierdie wêreld die koning doodmaak, toe wek God hom uit die doodheid op. Die eerste betekenis van Jesus se opstanding is hierdie wêreld het 'n nuwe koning. En dit was die eerste preek. Julle het hom doodgemaak. God het hom opgewek. Ons is ooggetuies. Dit was 'n baie eenvoudige preek. En dis hoe ons weet hy's koning. Dis wat Paulus sê. Maar hoor nou wat sê hy oor wat hierdie koning bereik. Kom ek sê dit reg, oor wat God deur hierdie koning bereik. Vers 6. Want God wat gesê het, laat daar uit die duisternis lig skyn. Dit is hy wat in ons harte geskyn het, om ons te verlig met die kennis van die heerlikheid van God in die aangesig van Jesus Christus. Daar is soveel in hierdie een vers. Vir my voel dit of daai vers die hele Bybel opsom. Net nie die kaarte nie. Dis 'n flou grappie, mense, ek maak flou grappies, ek is jammer. Die hele storie van die hele Bybel. Want hoe begin die vers? God wat gesê het, laat daar uit die duisternis lig skyn. Waarna toe vat Paulus ons dadelik? Na die skepping toe, né? Onthou julle? Dis hoe dit begin. Dis hoe lewe begin het. Hoe het lewe begin? God het die hemel en die aarde geskep. Die aarde was woes en leeg. Duisternis oor die wêreldvloed en duisternis oor die wêreldvloed. En God se gees het gebroei. En God het gesê, laat daar lig wees. En dit was die begin van lewe, van die kleinste blaartjie tot die grootste dier. Ken ons 'n storie van die oom wat vir die eerste keer in sy lewe 'n kameelperd gesien het. Toe sê hy, dis nie waar nie. Dis ook 'n flou grapie. Hy kon net nie glo, mense, hy kon nie glo wat hy sien nie. Toe hy dit sien, toe sê hy, dis nie waar nie. Elke bietjie lewe het daar begin. Tot die lewe wat nou nog in jou is, het daar begin. Met God wat sê, laat daar lig wees. Nou hoor wat sê Paulus nou. Daai God het nou 'n gesig en 'n naam. Ons ken sy heerlikheid. Dit skyn uit Jesus se gesig uit. En daai God is nou weer besig met 'n skynery. Né? En dit kan maklik klink vir jou asof okay, ja, mense sukkel maar om hulle pad in die lewe te vind en die Here wil hulle help. Is dit, maar is baie meer. Aan die begin het God lewe geskep. Wat is hy besig om nou te doen? En hier is die uitnodiging van vanoggend. Deur Jesus het God begin met nuwe skepping.
Nou teen die einde van die diens gaan jy my nie meer so kykie, hoop ek. Ek was saam met jou, ek het 236 versies. Maar ek wil nie jy moet my volgend glo nie. Ek wil jy moet hoor hoe groot dit is wat God deur Jesus kom doen het. Dis niks minder as nuwe skepping. In die ou verbond het God al beloof. Jesaja 65. Want kyk, ek skep nuwe hemele en 'n nuwe aarde en aan die vorige dinge sal nie gedink word en hulle hart sal dit nie opkom nie. En ek het altyd geglo, met ander woorde, God gaan die ou skepping vat, hy gaan dit opvrommel en in 'n asblik smyt want dit lyk nie te goed nie. En dan gaan hy 'n nuwe een maak. Maar dis presies nie die storie van die Bybel nie. Die Bybel eindig met die een wat op die troon sit wat sê, kyk, ek maak alles nuut. Alles is nuut. Nie kyk, ek maak allerhande nuwe dinge nie. Alle nuwe dinge nie. Daar's 'n wêreldse verskil. En vriende, ons gaan dit oor en oor vir mekaar sê, jy dit al, as jy nou 2,5 jaar hier is, so dis hoe lank ons hier is, dan het jy dit al ten minste 300 keer gehoor. Ons gaan dit nog duisende keer sê. Totdat dit so deel is van hoe ons dink aan Jesus. Dis wat die Skepper God kom doen het, die Jesus. Hy vat 'n skepping wat gebreek het en hy maak dit nuut. Nuwe skepping is nie 'n ander skepping nie, dis alles. En die Engelse, ons het dit ook al gesê, was reg met hulle vertaling. Ek het hom nou nie daar nie want kom ons hou maar die Afrikaans, maar die Engelse was reg. Behold, I am making. Op hierdie oomblik. I am making all things new. So kan jy hoor wat Paulus sê. As hy sê, God het nou in ons harte kom skyn deur die heerlikheid wat ons in Jesus se gesig sien. Kan jy hoor wat hy sê? Een van die dinge wat die profete oor en oor sê, op 'n klomp plekke, Jesaja 11, Habakuk 2, is een van ons gunsteling verse in Doxadeo bediening. Dis ons droom. Die Here sê hy gaan die aarde gaan gevul word met die kennis van die heerlikheid van die Here. Soos wat die water die see vul. Maar wat het Paulus nou net gesê? God het in ons harte geskyn om verligting te bring van die kennis van die heerlikheid van die Here. Kan jy hoor wat Paulus sê? Nuwe skepping het begin. Ek gaan my bes te gee. Maar ek gaan aanhou tot jy die woord glo. Nuwe skepping het begin net in die volgende hoofstuk wat skryf Paulus. As iemand in Christus is. Ons Bybel sê, is hy 'n nuwe skepping? Ons net 2 woordjies in Grieks. Nuwe skepping. As iemand in Christus is, deel van. Hoekom? Want nuwe skepping het begin. Iemand vir wie ek baie respek het gesê, Christianity is about new creation, or it's about nothing. So ons gaan oor en oor dit vir mekaar sê uit die woord uit. Die Skepper God het iets so groot kom doen deur Jesus. Dis niks minder as nuwe skepping wat begin het. En wat is nuwe skepping? Nuwe skepping is God wat die ou skepping vat en dit
nuut maak. Is dit nie presies wat Romeine sê oor die doopie? Terwyl ons nou die doop vier, is dit nie presies die boodskap van die doopie? Ons is deur die doop saam met hom in die dood begrawe, sodat net soos Christus deur die magtige heerlikheid van die Vader uit die dood opgewek is, ons ook so 'n nuwe lewe. Nuwe skepping het begin, en as nuwe skepping begin het, beteken dit daar's nou 'n ander tipe lewe. Daar's nie meer net dood lewe, beter lewe nie. Daar's nou 'n ander kategorie van lewe. Wat 'n lewe? Paar versies aan in 2 Korintiërs 4 skryf Paulus: die sterwe van Jesus dra ons altyd in ons liggaam met ons saam, sodat ook die lewe van Jesus in ons liggaam geopenbaar kan word. Wow. Okay. Hoor ons. Wat 'n lewe is nou in ons liggaam? Die lewe van Jesus self. 'n ander tipe lewe. 'n lewe wat uit die dood uit nuwe lewe skep. Ek gaan my beste gee. Ek wil hê jy moet my glo nie. Ek wil jy moet die Bybel glo. Ons het baie versies. Romeine 8 vers 11. As die gees van hom wat Jesus uit die dood uit opgewek het, in julle woon, sal hy wat Christus uit die dood uit opgewek het, ook julle sterflike liggame lewend maak deur sy gees wat in julle woon. My vriende, dit gaan baie krag vat om my lyf nuut te maak. Ek weet nie van jou nie. En Paulus sê, die krag van daai lewe woon klaar in jou. Deur die Heilige Gees. Dat 'n nuwe tipe lewe in jou kom woon. Kyk hoe goed vir die ou langs jou en dan besef jy, ek moenie die ou vlak kyk. Nee. Dat 'n lewe, hoe? Deur die Heilige Gees. Het die opstandingslewe, dieselfde lewe wat Jesus se liggaam uit die dood uit opgewek het in jou kom woon. Nie kom kuier nie. Nie kom kuier as jy hoendervleis kry. Kom woon. En dis ons gebed vir mekaar, hierdie seisoentyd, Passeisoen, dat ons sal ontdek, soos daai oom vir my gesê toe ek 8 jaar oud is, die bloed van Jesus maak jou skoon genoeg, dat die Heilige Gees in jou kan woon. Die bloed van Jesus, soos die priesters bedek is, so bedek die bloed van Jesus tot my liggaam, sodat God se Gees in ons kan woon. Daar's 'n nuwe tipe lewe. Opstanding uit die dood uit lewe. Wat is opstanding uit die dood uit lewe? Dit is God wat sy skepping vat, wat hy geskep het aan die begin, die lewe wat hy geskep het. Maar daai lewe het nou iets anders geword, né? Deur Adam se sonde is daar dood in ons liggame. Ons dra nog die lewe wat God in die begin geskep het, dra ons nog. Wat deur Adam se sonde na dood toe gegaan het. Ons dra dit. Maar terselfdertyd, deur die bloed van Jesus. Ek kan sien die klats vat. Ek kan hom sien. Deur die bloed van Jesus
het God se Gees, wat opstandingslewe is, in ons kom woon. God skryf nie sy skepping af nie, dis wat die dood wil doen. Die dood is 'n vyand. Maar al dra my liggaam nou nog die dood, in ons is daar 'n ander tipe lewe. You ain't seen nothing yet. As Jesus vanaand kom, dan gaan jy dit met jou oë sien. My wêreld, Gerard, is dit nou eintlik jy? Ons gaan mekaar vir die eerste keer sien, soos ons in Christus is. Asemrowend. Mense, hierdie is nie feesverhale nie. Hierdie is die kruisiging en die opstanding van Christus. As Jesus nie uit die dood uit opgestaan het nie, dan was dit net 'n storie. Maar daai lewe is nou in jou, deur die Heilige Gees. Ek kan sien die klats vat. Kom ons net nog so 15 versies. Paulus het uit hierdie lewe uitgelewe. Hy sê in 2 Korintiërs 4, hy sê daarom gee ons nie moed op nie. Al vergaan ons uiterlike mens, ons innerlike mens word dag na dag vernuwe. Daar's 'n krag wat in jou werk, die krag van God se heerlikheid. Nuwe lewe, opstandingslewe, lewe wat nie die ou skepping afskryf nie, maar wat die ou skepping vat en dit nuut maak. Is jy nie bly nie? Dank die Here dat hy my nie afgeskryf het nie, maar dat hy my persoonlikheid en my gawes en selfs my geskiedenis kom nuut maak. Hoe weet ek daai lewe woon in my? Paulus sê in Korintiërs 12, niemand kan sê dat Jesus die Here is. Niemand kan sê dat Jesus die Here is, behalwe deur die Heilige Gees. En jy het gedog, jy glo maar net omdat jy so groot gemaak is. Nee, my maat. Jy kan nie glo deur groot maak nie. Jy kan net glo deur die Gees. En daai Gees, die opstanding lewe van Christus self, is 'n eerste vrug in ons lewe is geloof in Jesus. OK, vinnig paar versies nog. Paulus skryf Galasiërs 2:20, ek is met Christus gekruisig en ek leef nie meer nie. Lees gou hierdie woorde saam met my. Maar Christus leef in my. Hoor jy hoe Paulus na sy lewe gekyk het? Daar's 'n ander lewe. Daar's 'n ander lewe wat my generate. Die lewe van Christus self. Die opstandingslewe. En hoe leef ons daai lewe? Hy sê dit. En wat ek nou in die vlees leef, leef ek deur die geloof in die Seun van God. Dis nie 'n lewe wat jy gaan sien nie. Jy lewe deur die geloof. Dit voel vir my ook nie baie keer nie of daar 'n nuwe lewe in my is nie. Vir my voel dit baie keer of die enigste lewe wat ek het is maar dit wat God daar aan die begin geskep het. En dis beautiful, né? Dis beautiful. Die skepping is beautiful. Ek kan verstaan dat die mense in Gauteng sukkel, maar ons weet. Die skepping is beautiful. Maar daar's nou nog 'n ander tipe lewe. 'n Opstanding uit die dood uit lewe.
wat die skepping vat en dit nuut maak. En in jou het nuwe skepping begin. Maar hoe lewe jy dit? Deur geloof. En dis ons gebed vir mekaar hierdie seisoentyd, dat die Heilige Gees daai geloof sal versterk. Dat ons regtig soos Paulus kan leer om te lewe vanuit 'n ander bron. God self, die lewe van Christus. En hy sê nogal iets baie besonders, ek leef deur die geloof in die Seun van God, wat my lief gehad het en homself vir my oorgegee het. Ek wil nou eintlik langs jou kom sit, saam met jou na daai versie kyk, en in jou oor fluister, wat is die DNA van hierdie nuwe tipe lewe? Ek weet nie of jy dit weet nie, maar alle DNA van alle lewe het basies dieselfde DNA-struktuur, die coding verskil. Hier's 'n nuwe struktuur. Wat is die DNA van die nuwe lewe wat nou in jou werk? Die liefde van Christus. Ek lewe deur die geloof in die Seun van God wat my liefgehad het en homself vir my gegee het. Dis die liefde van Jesus. Dis opstandingslewe. Die DNA van die nuwe lewe is die liefde van Christus. Ek kan sien die klats het gevat. So kom ons gaan net 3 versies nog. Okay. In Galasiërs skryf Paulus verder. Hy sê besnedenis, onbesnedenheid, dis hoe dit mos was. Of was die Jode en die nie-Jode? Daai hoofstuk is verby. Hoekom? Paulus, hoe kan dit verby wees? Want dat iets baie groter begin. Paulus, wat het begin? Daai goed beteken nie meer iets nie, want nuwe skepping. Nuwe skepping het begin. Besnedenheid, onbesnede beteken nik ongenaamd nie meer ietsie. Jou as mense wat nog te kere gaan oor dit. Luister, nuwe skepping het begin. God het 'n nuwe volk. Dis die volk van opstandingslewe. Dis die mense in wie Jesus se lewe nou lewe. En wat is die generator van daai lewe? Sy liefde. Hy gebruik amper dieselfde sinskonstruksie in die vorige hoofstuk. Want in Christus, nog nie besnede is, nog nie onbesnede beteken hoegenaamd iets. Maar geloof wat deur liefde werk. Baie interessant, daai woordjie energeo is waar ons woordjie energie vandaan kom. Ek weet baie mense het issues met die woordjie energie en ek verstaan dit, wat in oosterse godsdienste gebruik hulle mos nou die woordjie energie. Luister, die duiwel kan niks skep nie, hy kan net kopie. So moenie laat die duiwel by jou iets steel nou nie. 36 keer, ek het gaan tel, en ek kan verkeerd wees, 36 keer het ek getel, waar die woordjie energeo gebruik, verskillende vorms, om God se werk in jou te beskryf. Daar's 'n nuwe energie in jou. Dis 'n energie, Christus se liefde is soos 'n kragveld. Kom mense, Christus se liefde is soos 'n kragveld. Wat skep daai kragveld in jou? Geloof. En nou kan jy deur geloof lewe vanuit 'n nuwe bron van lewe. Maar daai sinnetjie werk eintlik andersom. In daai sinnetjie sê hy, geloof wat deur die liefde werk. So Christus se liefde skep geloof, maar daai geloof generate weer liefde. Hoor jy hom? En hier wil ek nou, hier land ons die laaste versie. Paulus sê, ons het hierdie skat, hierdie krag, hierdie nuwe lewe, wat uit die krag van God uitkom, het ons in kleipotte, sodat die voortreffelikheid nie van ons af is nie, maar dit gaan oor God se krag, God se lewe.
So wat sê Paulus? Hy sê God het in ons harte geskyn, kennis van die heerlikheid van die Here. Maar die kennis van die heerlikheid van die Here in jou is omdat die Here die aarde wil vul. Kan ek net gou nog 5 minute van jou aandag kry? Die kennis van die heerlikheid van die Here in ons is omdat die Here die aarde wil vul. So die geloof wat ons nou het, generate liefde. Want God wil hierdie wêreld vul met sy heerlikheid, waarvan die DNA Christus se liefde is. En Paulus sê ons het daai skat in erdekruike. En in die week lees ek van 'n Britse ambassadeur na die Tweede Wêreldoorlog wat in Amerika gestasioneer word. Dis die Koue Oorlog. Rusland is die vyand. Nou moet hulle sensitiewe inligting, want dis waaroor daai oorlog gaan, inligting. Sensitiewe inligting van Amerika na Brittanje en terug. Elke dag is daar 'n spesiale agent wat met 'n verseelde koevert op 'n vliegtuig klim, heen en weer, sensitiewe inligting. En ek lees in die week die ambassadeur sê, maar as hy die belangrikste inligting wou stuur en seker wou maak dat die vyand dit nie in die hande kry nie, dan het hy dit in 'n gewone koevert gesit en met gewone pos gestuur. Van die vyand verwag het hy. En toe ek dit lees, besef ek wat Paulus sê. Die leiers van hierdie wêreld het nie verwag dat 'n koning doodgemaak kan word nie. Né? Hulle het dit nie verwag nie. En toe hulle dink hulle maak hom dood, toe dink hulle wen, en toe verloor hulle. Toe hulle oë uitvee, toe is daar 'n ander beweging van mense wat sê daar's 'n ander koning. God steek sy krag weg in koeverte wat nie na veel lyk nie. En hy vang die vyand elke keer uit. Elke keer. Die vyand dink hy kan doodmaak, die vyand dink hy kan dit doen, en as hy sê oë uitvee, staan daar nog 'n gemeente. As hy sê oë uitvee, het daai gemeente 'n hospitaal gebou. Dis hoe kerkgeskiedenis was. God se heerlikheid bære hy in mense wat nie na veel lyk nie. Uitgevang. Uitgevang. En hy doen dit vandag nog. En dis wat ons die naweek gaan vier. Toe Jesus sy lewe gee, toe is dit die geboorte van nuwe skepping. En toe Jesus uit die dood uit opstaan en in die hemel ingaan, toe kom woon die Heilige Gees in ons. En ek wil jou uitnooi om bietjie hieroor te gaan dink en te gaan bid. En dan met 'n groot verwagting deel te neem aan hierdie naweek se feesvieringe. Ek wil 2 goed vra daar. Ons het met ons predikante forum en die ander forums het ons gesels en dwars deur die tuinroete met ons as Doxadou familieleierskap. Ons wil die Here vertrou dat daar hierdie seisoentyd, kan ek dit nou maar sê sonder om evangelisties te klink, duisende mense tot geloof sal kom in Jesus. En ek wil jou vra om daarvoor te bid. Baie mense kom net 2 keer per jaar in die kerk. Kersdag, Paasfees. Kom ons bid. Dwars deur die tuinroete. Jesus sê niemand kan na my toe kom as die Vader hom nie trek nie. Kom ons bid dat die Vader mense sal trek en in elke bediening dat daar mense sal wees wat tot geloof in Jesus kom.
En kan ek jou vra, nooi mense. Jy weet nooit wat kan gebeur nie. Ons gaan Vrydagoggend 'n uitnodiging maak. Nooi mense, bid daarvoor. Ons gaan die Here vertrou vir 'n oes van mense. Maar saam met dit gaan ons die Here vertrou dat ek en jy sal groei in die besef van die heerlikheid van God wat hy in ons kom berei het, want hy wil die wêreld vul. So sommer as deel van daai gebed wil ek jou uitnooi, kom ons staan en ons aanbid die koning vanoggend. Ons wy onsself aan hom toe. Ons dank hom vir sy lewe en sy krag wat in ons werk.